Goeiemôre, liewe luisteraars. Vanmôre herdenk ons Pinkstersondag. Dis die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is in Jerusalem en waar baie mense vervulling met die Heilige Gees ervaar het. Toe die Heilige Gees soos tonge van vuur verdeel het en op baie mense geval het. Ons gaan vanmôre nie praat oor daardie gebeure nie, maar ek voel gelei om met u te praat oor wat sou ons ervaring gewees het as Jesus nooit vir ons die Heilige Gees gestuur het nie. Jesus het beloof, ek sal vir julle ander trooster stuur om altyd by julle te wees en in julle te bly. Hoe sou dit gewees het as die Heilige Gees van God nie op Pinksterdag uitgestort is nie? Hoe sou dit gewees het as die Heilige Gees nooit aarde toe gekom het om met ons as mense te werk nie? Of hoe sou dit gewees het as die Heilige Gees van God glad nie bestaan het nie? Kan ons onsself indink hoe sou dit gewees het? Ek wil vir u vanmôre net 'n blik op hierdie boodskap gee. Hoe belangrik die Heilige Gees is in ons lewens. Ek lees vir u 1 Johannes 5 vanaf vers 6 tot vers 12. Johannes skryf, hy sê, dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus, die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Ons lees net tot sover saam. Wonderlike en kosbare Vader, hoe sal ons vir u ooit vanmôre kan dank vir die wonderlike Heilige Gees wat hy op Pinksterdag uitgestort het op hierdie aarde. Ons kan ons nie self indink wat daardie mense ervaar het toe die Heilige Gees soos tonge van vuur op hulle neergedaal het nie. Hoe mense vervul is met die Heilige Gees, hoe hulle spontaan van Jesus getuig het en hoe hulle Jesus verheerlik het nie. Ons wil vanmôre vir u kom vra dat u vir ons sal laat besef deur hierdie boodskap hoe belangrik is die Heilige Gees van God vir ons regtig. Sonder u Heilige Gees sou ons totaal verlore gewees het. Ons fokus altyd op Jesus en sê, sonder Jesus sou ons verlore gewees het. Maar sonder die Heilige Gees sou ons net so verlore gewees het. O Gees van God, ons sê dankie dat u in ons midde is ook vandag. Kom leer ons self en word u verheerlik. Ons bid dit alles in ons wonderlike Here Jesus se naam. Amen. Vriende, ek wil net weer een vers uit hierdie gedeelte wat ons saam gelees het aan die voorhou. Ons het nou natuurlik vanmôre gelees, 'n baie kosbare gedeelte. Is vir my altyd een van die uitstaande gedeeltes in die Nuwe Testament. 1 Johannes 5 vanaf vers 6 tot vers 12. En daar in vers 6, 1 Johannes 5 vers 6, staan daar geskryf, dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Wie daarvan getuig? Die Heilige Gees. Want die laaste deel van vers 6 sê, en dit is die Gees wat getuig, want deur die Gees is die waarheid. Jesus het by geleentheid gesê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar Jesus het homself ook die waarheid genoem. Daar's ander plekke in die skrif waar Jesus ook die waarheid genoem word. Hier staan geskryf, dit is die Heilige Gees wat getuig, die Gees van die waarheid.
Nou ek wil vanmôre met u praat oor, ek dink 'n baie interessante en belangrike onderwerp om oor te praat. Dink jou in 'n lewe sonder die Heilige Gees. Kan ons onsself 'n lewe indink sonder die Heilige Gees? Ek wonder of ons sal verstaan wat ek daarmee bedoel. Nou vriende, ek wil dit 'n bietjie prakties illustreer. Dink jouself in hoe jy in vandag se lewe vir 'n jaar of dalk selfs net vir 6 maande sal kan oorleef sonder 'n huis, sonder 'n voertuig, sonder 'n werk, sonder 'n sent geld tot jou beskikking, en as jy nie eers iemand het of iemand ken wat vir jou sal ondersteun in daardie tyd terwyl jy niks het om van te lewe nie. Kan jy jouself daardie verskriklike verlore gevoel indink? Waar slaap jy in hierdie winter sonder 'n kombers? Jy sal iewers 'n kombers in die hande moet kry om moet leen of moet steel. Verskriklike gedagte. En boonop, as jy nog in die Kaap die winter moet deurbring met 1 kombersie of 2 kombersies, terwyl dit reën, dis nat en die wind is koud wat waai. Waar kry jy klere en kos vir elke dag? Wat se hoop sal jy hê vir die toekoms? Daar sal geen hoop in jou hart wees nie, tensy jy die Here Jesus as jou anker het om aan vas te hou, want hy is ons enigste hoop vir hierdie lewe. En tog is daar mense wat so leef, maar ek en jy, wat 'n normale lewe gewoond is, kan ons nie so 'n lewe indink nie, omdat ons nog nooit in so 'n situasie was nie, nog nooit in so 'n situasie was dat ons nie eens 'n slaapplekkie gehad het of klere gehad het om aan te trek, of kos gehad het vir 'n dag of 3 nie. Maar in vanoggend se boodskap fokus ons op 'n lewe sonder die Heilige Gees. Ek het nou gepraat oor 'n lewe sonder die basiese behoeftes van ons lewe hier op aarde. Maar dink jouself in 'n lewe sonder die Heilige Gees. Daardie selfde hulpelose en verlore toestand wat ek nou net vir jou geskets het, sou ons ook sonder die Heilige Gees van God in hierdie sondige wêreld ervaar het. As die Heilige Gees glad nie daar was nie, sou ons absoluut 'n verlore gevoel gehad het. In ons skriflesing van vanoggend, ek het dit net nou aangehaal, ek wil dit weer aanhaal, in 1 Johannes 5 vers 6 tot 12, kom die woordjie getuig of getuienis 11 maal voor. Dis maar 7 verse, maar 11 maal kom die woordjie getuig of getuienis in hierdie gedeelte voor. En 5 maal kom die woordjie getuig alleen daarin voor. En dit dui eintlik op die Heilige Gees wat getuig van die Vader, getuig van Christus, getuig van Jesus se bediening. Daar staan uitdruklik, soos ek net vir u gesê het in die 6de vers, die laaste deel van die 6de vers, dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. In verskeie plekke lees ons in daardie gedeelte dat God getuig. God is Christus wat teenoor ons getuig. Ons herdenk vandag Pinksterdag of Pinkstersondag. Dit wil sê, ons herdenk vandag daardie dag waarop God sy Gees volgens Handelinge 2 uitgestort het op hierdie aarde. Daar in Jerusalem was daar 120 manne en vroue wat in die boventrek van die tempel of daar in 'n boventrek by mekaar gekom het en gebid het en gewag het met opgewondenheid op die belofte van die Heilige Gees. En vriende, ons herdenk vandag daardie dag, waar die Heilige Gees gekom het om mense se lewens te vul, om mense te lei, goddelik te lei. Die Heilige Gees het dus na hierdie wêreld gekom om van die waarheid te getuig. Soos ek reeds gesê het, hy getuig van Jesus en hy getuig van God. Ons is so verskriklik bevoorreg om in die Heilige Gees dispensasie te kan lewe. Met ander woorde, om elke dag bewus te wees van die teenwoordigheid van God in ons midde deur sy Heilige Gees. Want dis die Heilige Gees wat oral is en oral in ons lewe ervaar ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Selfs as ek alleen in die woestyn is, sal ek ervaar, as ek na die Here roep of met die Here wil praat, sal ek ervaar, die Heilige Gees is daar. Ek ervaar God se teenwoordigheid.
Maar besef ons regtig hoe bevoorreg ons is om die Heilige Gees in ons midde te hê. Ek dink nie ons besef dit regtig nie. En daarom wil ek hê dat ons moet fokus op wat ons in hierdie lewe sonder die Heilige Gees sou wees. Waar sou ons gewees het? Wat sou van ons geword het? Ons sê baie keer dit sou verskriklik gewees het om sonder Christus te wees, want dan sou ons verlore gewees het. Vriende, as die Heilige Gees nie daar was nie, sou ons net so verlore gewees het en sou ons baie eensaam gewees het. Eers dan sal ons die Heilige Gees van God werklik kan waardeer as ons besef, waarom is die Heilige Gees so belangrik? En waarom sou ons nie sonder hom kon leef nie? Sonder die Heilige Gees sou Jesus se menswording en sy bediening hier op aarde nie kon plaasvind nie. Hoekom sê ek so? Jesus sou nie aarde toe kon kom of mens kon word en ons sondes op hom kon neem en vir ons sondes aan 'n vloekhout, aan 'n kruishout kon betaal nie. Want Jesus sou nie mens kon word sonder die Heilige Gees nie. Jesus sou dus nie die offerlam kon wees vir ons sondes nie. Vriende, ons moet weet, dit moes 'n goddelike, sondelose en volmaakte offerlam gewees het, wat vir ons aan die kruishout gesterf het. So daarom moes Jesus kom. Niemand anders kon daardie offerlam vir ons wees nie. Jesus was die lam van God. Hoekom sê ek so? Want die swangerskap van Maria was deur die Heilige Gees bewerk. So, as die Heilige Gees nie daar was nie, dan kon Maria nie swanger word en Jesus kon nie gebore word nie. Matteus 1 vers 18 spel dit vir ons uit. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef. Voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. So Jesus sou nie aarde toe kon kom. Hy sou nie mens kon word. Hy sou nie met sy aardse bediening kon aangaan as die Heilige Gees van God nie daar was nie. Maria is swanger bevind uit die Heilige Gees. Jesus se menslike geboorte sou dus nie kon plaasvind nie, want die swangerskap van Maria is deur die Heilige Gees bewerk en sonder die Heilige Gees kon dit nie gebeur nie. Daarom moet ons besef, die Heilige Gees moes daar wees. Die Heilige Gees het van die begin af 'n geweldige belangrike rol gespeel in ons hele saligheidsplan in die Christelike geloof, kan ons sê. Maar die Here Jesus sou ook nie 'n aardse bediening sonder die Heilige Gees gehad het nie. Eerstens sou Jesus nie kon mens word nie. Hy sou nie op hierdie aarde kon kom woon en wandel en vir ons sondes aan 'n kruishout kon hang nie. Maar hy sou ook nie met sy bediening kon aangaan nie. Jesus is gedoop met die Heilige Gees en daarna het sy aardse bediening begin. Ek spel dit vir u uit, soos wat die skrif het vir ons leer. Lukas 3 vers 22 en 23 sê, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante, soos 'n duif, op hom neergedaal. Die Heilige Gees kom uit die hemel, soos 'n liggaamlike gedaante, soos 'n duif, en daal op Jesus neer. En dan staan daar verder geskryf, en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê, U is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Dan staan daar in vers 23, en hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud, toe hy begin leer het. Sien nie, daar kom die Heilige Gees oor die Here Jesus, vervul hom, doop hom, en rus hom toe met wysheid, en Jesus se bediening begin daar. Dan lees ons in Lukas 4 vers 1 en 2 staan daar geskryf is, net nadat Jesus vervul is met die Heilige Gees, of gedoop is met die Heilige Gees, en Jesus het vol van die Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Nadat hy vervul is met die Heilige Gees, het die Gees van die Here hom uitgelei in die woestyn, waar hy vir 40 dae die versoekings en die aanslae van die Satan kon weerstaan. Die Heilige Gees het dus 'n goddelike salwing op die Here Jesus se bediening geplaas. Dit was absoluut
'n goddelike salwing, 'n goddelike toerusting, 'n bonatuurlike toerusting waarmee Jesus toegerus was vir sy bediening, sodat hy met sy bediening kon begin en kon aangaan. Jesus se bediening was ongeveer 3 jaar gewees. En daarom sou Jesus nie 'n aardse bediening sonder die Heilige Gees kon hê nie. Die Heilige Gees moes hom toerus. Maar ons sien ook, die Here Jesus sou nie sonder die Heilige Gees die dood kon oorwin nie. Baie interessant. Jesus is toegerus met die Heilige Gees, maar Jesus het aan die kruis vir ons gesterf, vir ons sondes betaal met sy lewe en met sy kosbare bloed. Het gesterf, is in die graf neergelê, maar hy sou nie die dood kon oorwin as dit nie was vir die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees het Christus opgewek uit die dood. Dit lees ons in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, sodat ons met God versoen kan word deur Jesus. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Kosbaar, die Heilige Gees het in Maria Jesus se geboorte geskep, of sy menswording geskep, en die Heilige Gees het hom toegerus, en toe Jesus sterf aan die kruis vir ons sondes, is hy deur die Heilige Gees opgewek uit die dood. Ons moet besef watter geweldige, belangrike rol die Heilige Gees van alle tye afspeel in die goddelike drie-eenheid, as persoon van die goddelike drie-eenheid. Die Heilige Gees kan nie eenkant gesit word en minder belangrik geag word as die Vader en die Seun nie. En dis wat ons moet besef, dat die Heilige Gees 'n geweldige belangrike rol speel, ook in ons lewens. As ek nou maar net dink, watter rol die Heilige Gees gespeel het in die menswording van die Here Jesus en met sy aardse bediening. Die Heilige Gees het Jesus toegerus, die Heilige Gees het Jesus gelei, die Heilige Gees het Jesus bekwaam gemaak vir sy bediening. Maar ons besef ook, en moet ook besef, wat 'n groot rol die Heilige Gees in die proses van ons saligheid en ons verhouding met Christus speel. Want vriende, ons kan nie salig word en ons kan nie in 'n verhouding met Christus en die Vader staan sonder die leiding en die invloed en die inspraak van die Heilige Gees nie. Want sonder die Heilige Gees sou niemand van ons van God en Christus se bestaan oortuig kon word nie. Dis die Heilige Gees wat alle mense oortuig daarvan dat daar 'n God is wat bestaan, 'n almagtige skepper God. Ons kan God nie sien nie, ons kan Jesus nie sien nie. Jesus was op die aarde maar 2000 jaar gelede. En dis die Heilige Gees wat aan ons bevestig dat Jesus die verlosser is, dat hy die saligmaker is, die enigste seun van God is. Ons lees dit in die Bybel, dit word vir ons gepreek. Ons glo dit omdat die Heilige Gees dit aan ons bevestig. Nou 1 Korintiërs 12 vers 3 bevestig dit so mooi, daar staan geskryf, daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus se vervloeking noem nie. Niemand kan van Jesus getuig, en hom as die verlosser voorhou aan ander mense, en hom 'n vervloeking noem nie. En dan sê hy ook, en niemand kan sê, dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Niemand kan van Jesus getuig nie. Nie ek nie, geen ander mens kan van Jesus getuig of Jesus waarlik as die Seun van God voorhou, as dit nie die Heilige Gees of dit oortuigingswerk in ons harte en ons lewens doen nie. Wie anders getuig teenoor alle mense van die Vader en die Seun, behalwe die Heilige Gees? Dis die Heilige Gees wat getuig van die Vader en van die Seun. Daarom het hy gekom op Pinksterdag, om Jesus te verhoog en ook die Vader te verhoog en te verheerlik. 1 Johannes 5 vers 6, ons teks van oordenking, ek lees dit weer vir u, dit is hy wat deur die water en die bloed kom, Jesus die Christus. Die woord sê dit, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. Jesus is gedoop en het aan die kruis gesterf, sy bloed vir ons gestort.
En dit is die Gees wat getuig, van Jesus getuig, want die Gees is die waarheid. Die Gees van die waarheid, die Heilige Gees getuig van Jesus. En vriende, sonder die Heilige Gees sou daar nie 'n goddelike drie-eenheid bestaan het nie. Die Heilige Gees speel 'n baie belangrike rol in die goddelike drie-eenheid. As die Heilige Gees nie daar was nie, dan was daar nooit 'n goddelike drie-eenheid nie. Vader, Seun en Heilige Gees. Waar lees ons dit? Een van die kosbaarste verse is 1 Johannes 5 vers 7, waar ons vanmôre gelees het tydens ons skriflesing. Vers 7 sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel, naamlik die Vader, die Woord in hoofletters en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. Die Woord is Jesus. In die begin, Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Vers 14 sê, en die Woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Daar's 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So ja, baie duidelik bestaan daar 'n goddelike drie-eenheid. Ons sien dit in die Ou Testament, die Vader het onder die volk gewoon en gewandel. Toe lees ons van Jesus se menswording en van sy aardse bediening in die 4 evangelies, en dan lees ons van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, die drie-eenheid. Elkeen van hierdie 3 persone in die goddelike drie-eenheid speel 'n baie belangrike rol in die Christelike geloof. So daarom moet daar erkenning gegee word, nie net aan die Vader, aan die Seun nie, maar ook aan die Heilige Gees. En ons moet besef, watter belangrike rol speel die Heilige Gees in ons lewe. Sonder die Heilige Gees sou niemand ooit sekerheid van saligheid kon ontvang nie. As dit nie die Heilige Gees was wat in ons kom woon het en aan ons bevestiging gegee dat ons God se kinders is nie, dan sou ons nooit sekerheid van saligheid ontvang het nie. Een van die kosbaarste skrifte is Romeine 8 vers 15 tot 17. Want julle het nie ontvang 'n gees, klein lettertjie gees van slawerny, om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees. Wat het ons ontvang? Die Heilige Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Heilige Gees gee aan ons die bevestiging dat God, die Vader, ons aangeneem het as sy kinders. Vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees wat in my woon, getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. En dan gaan hy aan in vers 17 en hy sê, en as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dit is baie belangrik dat ons sal weet, dis die Heilige Gees in ons wat aan ons die bevestiging gee, die sekerheid gee dat ons God se kinders is. Sonder die Heilige Gees sou ons nie God in ons en naby ons gehad het nie, of in ons of naby ons ervaar het nie. So die Heilige Gees het die hemel naby aan ons gebring, deur ook die Vader en die Seun in ons te laat woon. Wanneer die Heilige Gees in ons woon, dan woon ook die Vader in ons hart en ook die Heilige Gees. En is ons altyd bewus van God die Vader naby ons en die Heilige Gees naby ons. Johannes 14 vers 16 en 17 sê, en ek sal die Vader bid, is nou Jesus se belofte, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Heilige Gees sal ons nooit verlaat nie. En dan sê hy vers 17, die Gees van die waarheid, soos wat ons ook gelees het in 1 Johannes 5 vers 6, wat sê, die Gees getuig, die Gees van die waarheid. Hier staan, hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Ongeredde mense kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Net die wat hulle harte en hulle lewe oopstel vir die Here, dan kom sy Gees in ons in. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ons ken die Heilige Gees, omdat hy by ons sal bly en in ons sal wees.
En so is die Vader en die Seun ook verteenwoordig deur die Heilige Gees. Wat 'n wonderlike gedagte. Die Vader is naby aan ons en Jesus is naby aan ons deur sy Heilige Gees. En sonder die Heilige Gees sou ons nooit die waarheid gehoor of nooit die waarheid leer ken het nie. Baie belangrik, die waarheid is Christus, die waarheid is God. 1 Johannes 5 vers 6, die vers van teksoordenking, sê, dit is hy, wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Hoe weet ons dis die waarheid? Ek het vir u ook aangehaal dat Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid. Ons kan ook sê, God die Vader is die waarheid. Die Heilige Gees is die waarheid. Maar ons sou nooit die waarheid geken het nie, en nooit die waarheid geglo het as dit nie vir die Heilige Gees was nie. Dank die Here vir sy kosbare Heilige Gees, wat hy op Pinksterdag uitgestort het, om by ons te wees, en ook in ons te kom bly, om altyd by ons te wees, en nooit van ons weg te gaan nie. Ons eer die Here daarvoor, vir Jesus en die Vader, dat hulle hul Gees na ons gestuur het, die Heilige Gees, om by ons te bly, en ook in ons te kan woon. Dank die Here daarvoor. Kom ons bid saam. O wonderlike Vader, ons wil vir u dankie sê dat u vir ons nie as wese agtergelaat het nie, soos Jesus gesê het, maar dat u vir ons u Heilige Gees gestuur het, om altyd by ons te wees en in ons te woon. Nou Heilige Gees, ons sê dankie, dat ons u in hierdie dag en in hierdie week wat verby is, net beter kon leer ken. Dankie vir die groot en belangrike rol wat u in almal se lewens speel. En ons wil vir u sê, wat sou ons gewees het? Waar sou ons gewees het sonder die Heilige Gees van God in ons lewens? Dankie o dierbare Heilige Gees, en ons aanbid u in die wonderlike naam van ons kosbare Here Jesus. Amen. Vriende, mag u 'n wonderlike dag hê en ook 'n baie geseënde week. Totsiens.